Goeiemôre, dit is dan 22 Augustus 2026, lesing 94 van die Groot Johannes Evangelie. En ons het nou, die vorige lesings of twee het ons nou gekyk hoe Vader Joshua die boek Hooglied vir ons oopbreek. En selfs hierdie twee fariseërs wat nie te lang nou by Joshua is nie, het ook nou hierdie wonderlike waarhede in die boek van veral die een ou Simon van Hooglied begin sien, dat dit eintlik maar 'n boek is wat geskryf is as profetiese heenwysing vir 'n verhouding tussen Joshua en sy bruid. Hulle wat hom liefhet, word dan voorgestel as 'n maagd. En ek het verduidelik hoe dit nou in die gees werk wanneer jy 'n maagd is. Of in die gees kan jy 'n maagd word as jy jou bekeer en 'n nuwe pad loop saam met Joshua. Nou die tweede ou Gabi, hy was maar eintlik so 'n bietjie van 'n bragger. Hy het gespog met die Hooglied onder al die mense en self het hy niks daarvan verstaan nie. En ons het dit behandel omdat ons ook hierdie tipe van spog baie teekom van mense wat dink dat hulle baie wys is en heeltyd met, soos hierdie ou gedoen het, oral waar hy kom sê hy net hierdie boek op of hierdie boek rol of hy bly om lees waar almal hom kan sien, maar intussen verstaan hy niks nie. Hy het wel die hele boekrol vir hom uit die kop uit geleer, maar dit beteken niks. Ons moet na die innerlike, geestelike en die innerlike hemelse waarheid soek, wanneer ons enige skrif lees. Selfs vanmôre wanneer hulle praat, kan ons vir ons baie duidelik hierdie boodskap ook deurtrek na ons nou in 2026, alhoewel hierdie goed nou 2000 jaar gelede gebeur het. Hoofstuk 173, Gabi se beginsels as fariseer. En ek het gedink dit is belangrik dat ons dit moet sien, want die ou fariseërs was basies die predikante van die ou kerk, van die tempelkerk. Fariseërs, skrifgeleerdes en priesters. Vandag is die moderne fariseërs die predikers wat ook in kerke is. Die sisterskerke, die charismatiese kerke, wil ek nie eers van die Rooms-Katholieke hoerkerk praat nie, maar hulle is nie vir ons so gevaar nie. Die Rooms-Katholieke hoerkerk gebruik die sisterskerke en die charismatiese kerke om die niks vermoedende volk te mislei. So het die Jesuïte orde deur die afgelope amper 2 eeue het hulle Jesuïte ingestuur in die sisterskerke om die rigting te verander. Twee wie se name ek nou kan onthou is twee broers, Frans Cachet en Leon Cachet. Al twee Jode wat ingestuur is om die rigting van die kerk te verander. En die laaste een, die ergste, die gevaarlikste ene was Johann Heinz, wie in werklikheid Johann Heinzowitsch was, 'n Oost-Duitse Jood, wat vanuit die Jesuïte orde hierdie volk weggelei het van ons fondament, naamlik apartheid, en hulle 'n Bybel gegee wat so vol vervalsings is. En dit is die nuwe vertaling, die 1983 vertaling. Daarna het baie hulle die lig gesien, alles geskoei op daai vals New International Version. So, wanneer ons hierdie goed lees, kyk hoe dit op ons van toepassing is. Hulle het nooit opgehou nie. Joshua sê dieselfde gespuis, en hy noem dit so, wat in Jerusalem was, en gevlug het net voor Nero almal uitgemoor het in die jaar 70 na Messias.
het gaan nes maak in Rome, en hulle het daai stuk grond vir hulle self geannexeer. Die Vatikaan is 'n onafhanklike stad, is 'n land. Die Romeine of die Italianers kan niks maak aan die Romeinse Vatikaan grond nie. Dit is hulle grond. En van daar af het hulle die hele wêreld nog steeds geestelik besmet en beheer. En dis vandag gaan dit nog steeds so aan. Joshua sê, nou nadat hierdie ou nou bely het, hoekom hy nou al hierdie goed geleer het. Vir jouself was dit baie goed dat jy jou hart eens uitgestort het. Ondanks dit moet jy nog een ding vertel en goed uitlê. Weer nie vir my nie, maar net om jou eie ontwil. Vertel eers, toe jy jou in en vir die tempel laat inwy het jy jou dadelik begin toelê op bedrog en al jou sinne maar net daarop gerig om so 'n regte, oneerlike en geslote fariseer in alle verraderlikheid te word. Het jy toe aan geen enkele God geglo nie? Het niemand jou dan vertel dat 'n fariseer eintlik maar net 'n priester en dienaar van Elohim is nie? Soos eens Aaron en nooit 'n self en heersigtige mense bedrieër nie? Hoe kon jy so 'n oerslegte aandrang ooit in jou hart laat opkom het? Is dan die hulp aan mense waar dit maar moontlik is, nie reeds op sigself al 'n heerlike lewensbeginsel nie? Wat selfs die ou heidense wyses altyd in groot eer gehou het en in ag geneem het. Nou Sokrates is 'n Griekse wysgeer wat nou deel was van die heidense Griekse geloof en later die Romeinse geloof. En Joshua sê Sokrates nie reeds, mens, as jy as sterfeling die gode waardig wil eer, dien dan jou broers, want hulle is net soos jy, die kosbaarste werk van die gode. As jy die mense liefhet, bring jy 'n offer aan alle gode, wat goed is, en die slegte sal jou nie daarvoor kan straf nie. Die Romeine sê, leef eerbaar, doen niemand kwaad aan nie, en gee elkeen wat syne is. Kyk, so oordeel die Romeine, wat heidene is. Hoe kon jy dan, as Judeër, so 'n helse ingesteldheid kry? En ons kan dit vandag ook vir baie van hierdie kerkhelde sê van hulle. Ek het 'n video en daar is kopieë daar in die biblioteek en die video se naam is Kerkstrominge in die teologie. En daar kan jy luister en sien hoe kerkprofessore in Unisa, in Pretoria, in die Kweekskool en Stellenbosch, saam met 'n klomp ander geestelikes van Amerika en Engeland, hoe hulle die Bybel uitmekaar trek, hoe hulle duidelik daar sê, maar hulle glo niks wat in die Bybel staan nie. Dit is vir die arm, dom volk geskryf, en hulle moet dit kry sodat ons hulle kan beheer. Amper soos sampioene. Hou hulle in die donker en voer hulle mis. Dit is die beginsel wat uit daai video kom, dit is skrikwekkend. En daar's bekende name, dokter of professor, ek weet nie wat hy is, die Sakkie Spannenberg, het julle al van hom gehoor? Hy gaan so te velde teen Joshua. Hy ontken die maagdelike geboorte, hy ontken die opstanding, hy ontken die verhaal van Jona wat Joshua aanhaal in sy prediking, hy ontken die vloed, en dan is daar so 'n ander Amerikaanse een, hy sê, ek bedank so 'n God van die Bybel, 'n God wat sy eie seun doodmaak.
Dink net wat hy met jou en my gaan doen. Hierdie lasterlike dinge word deur die leraars van die predikante geuiter. Nou wat kan so 'n leraar, professor, anders te leer as dit wat hy glo vir sy jong proponente? En hulle kom almal uit daai skool uit. Hulle is miskien net 'n bietjie slimmer. Hulle sal nie sommer dinge sê wat hulle weet die gemeente sal ontstel nie. Hoekom nie? Want dan verloor hulle pond. Dis waaroor dit gaan. Daarom kry jy NG kerkpredikante in die platteland wat baie regs voorkom en die boere as jy met hulle praat sê hulle, nee, ons predikant is nie so nie. En dan kry jy in die stad, sê nou maar in Randburg en Sandton en daai plekke en die Waterkloof, is hulle hoogs liberaal. En daai ouens lê weer aan hulle voete. So is hierdie sisteem deurtrek met mense wat eintlik net toneel speel. En hierdie Gabbie was een van hulle, en hy was slegter as die heidene. En ek kan vandag ook sê dat baie van hierdie predikante en hierdie teologiese leraars of professore is slegter as die heidene. Want ten minste sorg die heiden vir sy arm medeheiden. Gaan kyk maar hoe hulle vir mekaar help. En die kerke in hierdie land is glad nie besig met die grootste doel wat hulle eintlik moet uitvoer nie, naamlik om die nood van die medemens wat behoeftig is te verlig. Dis eintlik die enigste werk wat Joshua vir ons gee in die 2 groot liefdesgebooie. Kom ons gaan aan. Kon jy jou dan nie ook maar enigstens indink dat daar tog 'n Elohim God moet wees wat niks anders as maar net die goeie kan wil nie, en wat die mense nie net maar vir die kort tydjie van hierdie aardse lewe nie, maar vir die ewigheid geskaap het. Kyk, daarvan moet jy my nou nog baie presies rekenskap gee, en jy moet volledig daarmee voor 'n dag kom. Vertel dit dus. Tweeledige rede hoekom Joshua dit vir hom vertel, dat dit van sy hart afkom, en dat hy sy rug openlik daarteen kan draai, en die ander rede is dat die mense wat daar sit, en daar sit seker 'n hele groot, meer as 100 mense daar, by Joshua waar hierdie dinge afspeel, dat hulle kan hoor wat gaan in daai tempel aan, en ook dat ons dit vanoggend lees en kan waarneem wat in georganiseerde godsdiens aangaan. En ons dit dan soos die pes sal vermy. Vers 4, Gabbie sê, Elohim, majesteit en meester van ewigheid. As ek ooit geleentheid sou gehad het, om ook maar 100ste deel te hoor, van dit wat ek hier in hierdie uiters merkwaardige 3 dae gehoor het, dan sou ek beslis nie sulke miserabele aspirasies gehad het nie. Maar exempla trahunt, voorbeelde trek mens, soos wat die Romeine ook sê. Ek het immers voorbeelde en modelle wat slegter as sleg was gehad. En die slegte voorbeelde en modelle was goed verteenwoordig. En hoe meer hulle die kuns verstaan het om die volk soveel moontlik te bedrieg, des te beter het dit met hulle gegaan. Hierdie ou is 'n redelike jong man, en nou praat hy van die ou manne in die kerk. Want hulle sê, nie Elohim nie, want dit was maar net 'n ou versinsel van die mense. Maar die natuur het die met redelik helder verstand begaafde mens reeds vanaf die wieg 'n vingerwysing gegee om, as hy werklik goed wou lewe, vir al die domheid van die mense tot sy voordeel te gebruik. Wie dit nie kon doen nie, bly sy lewe lank 'n dwaas, en moet ook niks anders as 'n met weinig verstand begaafde menslike lastier bly lewe, en om voet met die dorings en distels en op stoppels lê.
As leraar van die volk moes mens slegs daarvoor sorg dat die gewone menslike lasdiere, en ek voeg in hier die gewone kerklidmate, altyd in die diepste bygeloof gehou word. Solank dit nagestreef word, sou die eintlike intelligente mense goed kon lewe. As mens hulle egter die waarheid sou laat sien en hulle sou voorlig, sou die eintlike intelligente mense self die byl, die ploeg en die sekel ter hand moes neem en in die sweet van hulle aanskyn die harde brood wat met moeite verwerf is, moes nuttig. Die ware mens moet trag om dit so ver te bring dat hy deur die menslike lasdiere minstens as 'n half God beskou word. En dit is vandag net so waar by die predikers of die leraars. As hy dit so ver gebring het, naamlik dat hy nou 'n half God vir hulle is, moet hy sy lig soos 'n Egiptiese graf verberg en hom omgewe met allerlei valse skyn en verdowende nevel. Die menslike lasdiere sou hom dan al gou letterlik begin aanbid, en dit des te meer as hy hulle van tyd tot tyd skynbaar iets nuttigs ten deel laat val. Kortom, hy moet die menslike lasdiere baie oortuigend, maar altyd nog onwaar, kan bewys dat hulle onskatbare voordeel daarvan sou hê, as hulle deur die vermeende halfgod blou en soms selfs doodgeslaan word. Dis hoe dit gegaan het in die tempel. Het hierdie ouens het geweldige mag gehad. Hulle het nie net mense dood of geslaan nie, hulle het mense met klippe laat doodgooi. Hulle het mense gifwater laat drink, as hulle iemand vermoed, veral 'n vrou wat rondgeloop het. Vandag slaan hulle die mens met die tong dood. Hulle lieg vir hulle. Ons het 'n pastoor hier by ons gehad, jare terug, toe was hier nog nie 'n dak nie. Ons het net hier gesit, waar die klavier gesit het, hy daar gestaan, ons het hier gesit. Dink sy van was nog pastoor Pina, toe hy nog in die bediening was. En hy was in hierdie charismatiese bediening hier in Kreeusdorpse wêreld, wat daar 'n kweekskool gehad het. Daai pastoor wat daar was, ek kan sy naam nie onthou nie, maar hy was bekend vir sy goue Mercedes en sy goue toilette, goue bad, kan julle dit nog onthou, die ou manne. En hy sê, daai ou het hom opgelei vir hulle nou, hulle was 'n hele klomp jong aspirant pastore, presies hoe om te preek, wanneer die sielkundige vlak van die mens so is, dat hy op sy kwesbaarste is, dan stuur hy die kollekteblik uit, sodat hy die maksimum geld kan in. Hy sê, ek is geleer, ek sal jou laat huil, en 10 minute later sal ek jou laat lag, dat jy nie sal ophou lag nie. Ek leer dit by die kweekskool. Dit is hoe hierdie dinge gaan. Dit is een groot manipulasie. En die teologie wat daaruit voortkom, het hoofsaaklik te doen met breinspoeling. Een van die groot vakke van die predikante is hermeneutika. Nou ek het die woord hermes en die netika in die Grieks gaan ontleed en gaan navors. Hermes is die Griekse naam vir kus, die swarte. Kus was 'n swart man. Dat niemand jou anders vertel nie, was nie Noag se bloedseun nie. Die woord kus is die grondwoord van chaos. So Hermes het die betekenis van chaos. En hermeneutika is eintlik die leer wat die predikant nou geswat het en vir jou as, wat noem hy hier, dom esel, lasdier, bring. En dit is 'n vak waar die predikante leer om te lieg, sonder dat die lidmate dit agterkom. Dis wat ek gekry het in my navorsing baie jare terug. Hulle is baie fyn leenaars.
Want hulle weet, as hulle met die volle leen kom, dan gaan hulle lidmate verloor, gaan die ou na 'n ander kerk toe. So hulle is meesters in die vermenging van waarheid en leuns. Hulle kan 'n teelepel poef by 'n 5 liter roomys sit en inroer en jy sal dink jy eet roomys. Dit is hoe dit gaan in die kerke vandag. Hulle hou die mens besig met eerstens hulle vals God, die driekoppige God wat die mens weglei van Yeshua af, wat ons alles in alles Alfa en Omega is. Hulle hou die mense besig met natuurlike dinge, soos die fisiese eet van brood en die fisiese drink van kelkies wyn, wat hulle dan sê, daai daad van drink en eet, is die volheid van die evangelie, waar jy dan Yeshua eer en doen wat hy gebring het. Terwyl, die ware brood is dit wat ons vanmôre lees, en die ware wyn is die vermoë wat ons aan die dag lê om ons medemens liefde te gee vanuit onsself. Dis die ware nagmaal. En so met al die ander dinge wat vir hulle so 'n verskriklike belangrike ritueel was. Die nagmaal het by ons volk 'n groot ritueel al gewees 'n eeu en 'n half gelede. Mense altyd gepraat nagmaal op Naboom, dan's al die waans daar en die mense is daar vir 'n hele naweek kampeer hulle. En dan word hierdie vals narratief aan hulle opgedis. Daar was nie eers een predikant teenwoordig toe die gelofte afgelê is nie. Daar was wel een in die laar, maar hy was gesuip. Gaan lees maar die dagboekstukke daarvan. En in die Transvaal, toe hulle hier inkom, was hy nie een nie. Wat doen die mense toe? Ons gaan beroep vir ons predikant uit die Kaap uit. Ons moet 'n predikant hê. En so daar 3 susterskerke ontstaan. Een in Rustenburg, een in Potch en een in Leidenburg. Met almal in kampies gejaag en die mense het mekaar so na mekaar toe gegluur vanuit hierdie verskillende kerke uit, dat hulle amper 'n burgeroorlog gehad het. En dit is presies Satan se werkswyse. Gooi die mense in kampe, gee vir hulle leiers wat ek beheer, en dan is hulle almal in my kamp. En daarom moet ons wegbly van enige tipe van kerkvorming. Die ware, in aanhalingstekens, kerk is in jou hart, as jy die liefde vir Yeshua en jou medemens in jou hart dra. En dis al wat nodig is om te doen wat die liefde jou dryf om te doen. Vers 8, nee. Mens moet hulle harde wette gee en as sanksie daarop bedreig met die skerpste tydelike en grimmigste ewige strawwe. En die troue uitvoerder van die wette slegs klein aardse voordele beloof, maar des te groter ewig na die dood. En dan sou mense egte mens wees ten opsigte van al die ontelbare menslike lasdiere. As hulle opvolgers in staat was om die gepepel in die nag van duistere bygeloof te hou, sou duisende jare hulle nie tot begrip bring nie. Maar as hulle nie daartoe in staat was nie, sou hulle as bedrieërs van die mensdom binne die kortste tyd baie ellendig die hassepad moes kies. En dit is presies vandag wat die kerke doen. Hulle gee jou harde menslike wette, terwyl Yeshua sê, my las is lig. En jy moet kerkbywoning doen. Want as jy kerk bywoon en as jy jou geld ingooi, en hulle is baie van hulle openlik, as jy nie vir God geld gee nie, hulle sê altyd, dit is vir God wat jy dit gee. Maar dit is vir hulle mes hulle vet op daai geld. Dan kan jy die hemele nie bereik nie. So wat hierdie predikant het, wat baie, baie kragtiger is as wat 'n president in sy hand het,
is, hy het die mag oor lewe en dood in jou kop. Hy kan met jou brein smokkel, sodat hy vir jou kan sê, as jy nie dit en dit doen of glo nie, gaan jy hel toe. En omdat die menslike lasdiere is wat nie wil dink nie, glo hulle dit. Sodat hulle so ver gaan, dat as jy nie gekinderdoop in die kerk is nie, en nie aangeneem is as op 18 nie, is jy in die hel. Dis wat hulle vir ons vertel het. In my tyd, as jy nie jou doopsertifikaat by 'n job aansoek, en jou aannemingssertifikaat kon wys nie, het jy nie die job gekry nie. Klaar. En dan moes jy nog hoofsaaklik in die NG Kerk gewees het. Die ander kerke het nie veel getel nie, en die charismatiese kerke 0. Dit was hoe dit gegaan het, as jy aansoek gedoen het vir die staatspos of semi-staatsposte. So het hierdie mense hulle self in die samelewing ingewurm, en die menslike lasdiere tot hulle slawe gemaak. En dank Vader, almal van ons wat hier sit, is uit die slawerny uit. Ons het daai juk van ons afgegooi. En ons glo nie meer die nonsens wat hulle vertel nie. Hoekom nie? Want Joshua het in ons opgestaan. En dis al wat belangrik is. Al daai mense leerstellings is maar vir die dommetjies, vir die lasdiere. Moses en Aaron sou van die ware mense gewees het, wat deur hulle intelligensie, dis nou hierdie man se opinie, en hulle groot kennis, die swakhede van die Israelitiese volk, baie gou ontdek het, hulle as leiers en verlossers van die volk voorgehou het, en hulle deur 'n goed uitgedinkte, maar geweldige bedrog, dermate dom gehou het, dat die volk nou nog net so dom was as toe hulle 1000 jaar gelede aan die voet van Sinaï vertoef het, en in menige opsig nog verskeie duisende jare so sou bly. In der waarheid was dit eintlik 'n weldaad aan die volk, want die mens is van meet af aan 'n lui dier, en moet daarom met 'n eysterscepter regeer, en met 'n roede geslaan word, sodat hy die goeie doen. Dis hoe die Fariseërs van Moses en Aaron gedink het. Glad nie dat hy die verbondsboek op die berg Sinaï gekry het nie. Hy het nie net die 10 gebooie gekry nie, hy het dit gekry 2 keer. Maar hy het ook die boek van die verbond gekry, wat basies die 5 of die 7 boeke van die wet was. Maar dit glo hulle glad nie. Hulle glo hy het dit maar net uit sy eie uitgedoen. Meester, wat ek hier vertel het, is geen ydelle fantasie van my verbeeldingskrag nie, maar die volle waarheid. Elke egte fariseer dink by homself so oor die goddelike openbaring, wat altyd des te belangriker is na mate dit onbegrypliker is. Salomo se Hooglied pas presies hierin, en ook die profete en Moses bevat baie bruikbaars. En dit was dan nog meer rede dat ek my soos baie spesifiek op Hooglied toegelê het. Ek, Gabby, het nou weer klaar gepraat en glo om voldoende bewys te hê dat my vroeëre oortuigings onmoontlik anders kon wees. Want soos wat die onderrig is, so is die mens, en so ook sy wil en sy dade, dat ek nou met die diepste veragting terug kan kyk op daardie egte helse onderrig, spreek wel van self. Ek verwag nou egter ook van u, o Meester, dat u as gevolg van u liefde en wysheid, my gedagtes en dade wat ek hier getrou en waaragtig vertel het, barmhartiglik sal oorsien en sal vergewe. Joshua sê vir hom, hoe sou ek jou dit kon onthou? Jy het immers self al hierdie helse werk vir ewig uit jou uitgeban. En juis om die rede laat ek jou dit alles hardop voor ons almal uitspreek,
sodat jou hart volkome vry kan word, en jy jou nou algeheel vanuit jou diepste lewensgrond kan oorgee aan die volle waarheid. Maar terselfde tyd het ek hier daarmee ook beoog om alle aanwesiges wat hier is uit die mond van 'n waaragtige getuie te hoor hoe dit deurgangs in hierdie tyd staan met die fariseërskap, en dat dit daarom noodsaaklik was dat ek self persoonlik na hierdie wêreld moes kom om die hele mensdom nie te gronde te laat gaan nie. Maar nou moet julle beide dit ook weer heeltemal eens word, en Simon moet nou wat hy in sy hart oor my dink aan ons almal vertel. Joshua het ernstige uitsprake teenoor hierdie fariseer gespuis gemaak, want ek kan dit nie iets anders noem nie. Hy het gesê in Grieks, Gena Mata Egitnoon. Hy het gesê, julle is die genetiese nageslag van die Satan. Hoe sal julle die hel ontvlug? Julle het die bloed van Kain tot by Sagaria wat in die tempel vermoor is, in die heilige. Sy bloed is op julle hande. So met wie praat hy hier? Hy praat met die hele sataniese saadlyn. Vanaf die begin, toe Adam en Eva mislei was in die tuin deur Satan. En hy sê vir hierdie fariseërs, nou, sê vir my, hoe kan julle gered word? Wat eintlik beteken, is onmoontlik. Hoekom is dit onmoontlik? Omdat hulle voortdurend laster teen die Heilige Gees. Hulle laster voortdurend teen die Gees van waarheid. En terwyl jy voortdurend teen die Gees van waarheid of die Heilige Gees laster, is dit 'n onvergeefbare gruwelsonde en kan jy nie gered word nie. Terwyl weet ons dat Joshua se bloed kan die ergste sonde bedek en so 'n persoon kan vergewing kry, maar nie terwyl die persoon self vyandig gesind staan teenoor Joshua nie. Soos wat feitelik die hele fariseërdom van daai tyd teen hom vyandig gestaan het. En soos wat vandag die grootste deel van die kerkedom ook nog teen hom staan. Al noem hulle sy naam hoeveel keer in 'n preek. Hulle gee hom nie sy regmatige plek en gesag nie, naamlik die hoogste gesag nie. Hulle water dit af met 'n ander tipe vader, wat voorgestel word as 'n ou man wat daar in die wolke sit met 'n wit baard. En dan het hulle 'n derde manlike persoonlikheid, die Heilige Gees, wat so beskryf word in die NG Kerk se dogmatiese boeke. Ek dink is die Nederduits, die Bybel en Nederduitse ensiklopedie of so iets. En nou is die mens verward. En die oomblik as jy verward is en nie weet aan wie jy jou versoeke moet rig nie, het daai versoeke amper nie meer krag nie. Minstens 3 keer minder, want jy bid nou vir 3 gode in plaas van 1. Alhoewel hulle sê die 3 is 1. Maar hulle bring verwarring, en nou kan jy nie dit wat nodig is vir jou geestelike groei en vir jou fisiese bestaan, kan jy nie altyd kry nie, want jy bid verkeerd. Sal nou nie daarop ingaan nie, maar Joshua het ons baie reëls gegee hoe om korrek te bid, dat jou gebede verhoor word, wat basies daarop neerkom, jy moet in die liefde werksaam wees. Dis nie die dominee se job of die pastoor se job nie, dis jou job. Hoofstuk 1:7-4, Simon se mening oor die meester. Onthou, ook 'n fariseer, maar hy het die lig gesien.
Simon sê, o meester, dit is eenvoudig en gou gedoen. U is geestelik die seun van Elohim, seun van God. En vir ons hier is u Elohim en mens tegelyk. U is uit uself die enigste in die hemel, as ook op hierdie aarde. Niemand in die hele oneindigheid is aan u gelyk nie. 'n Engel maak hom nooit ondergeskik aan die wil van 'n mens nie. Maar as u hom ook maar die geringste teken gee, voer hy in 'n skaars denkbare vinnige oomblik u wil uit. Wat u wil gebeur sonder meer. 'n Woord wat deur u uitgespreek is 'n uitgevoerde daad. U oog deurskou in een oomblik die hele geestelike en materiële skepping. Die geheimste gedagtes van die engele ken u so goed, asof u dit self gedink het, en dat wat ons armsalige sterwelinge hoe verborge dink, sien u helderder as wat ons hierdie stralende son sien. Ook al straal hy hoe heerlik. U ken alles wat die see in haar diepstes verborge hou. U ken die aantal sandkorrels in die see, die van die sterre, en wat hulle bevat en dra. En u ken die getal van die gras op die aarde, die van die kruie en plante, die struike, die bome en van die geeste in die hele eindelose ruimte, beter as ek die getal 1 ken. Omdat ek dit nie net uiters lewend glo nie, maar ook baie seker weet, kan dit tog nie moeilik wees om nou te sê, meester, hierdie mening huldig ek diep in my hart oor u, vir sover ek nou vir hierdie 3 dae u leer ken het. Ek sou skaars weet wat ek anders nog sou kon sê. Pragtige getuienis van Yeshua, wat presies opsom wie en wat hy is, was en sal wees. Nou sê Yeshua vir hom, maar julle is nou tog al meer as 3 dae by my. Waarom praat jy dan alleenlik maar net oor 3 dae? Simon sê, dan kan 'n ou sien, hy is 'n bietjie al in die geestelike waarhede onderrig. Meester, wat gaan die 3 aardse dae my aan? Ek tel alleenlik maar die 3 geestelike dae van die kennis, dit is ten eerste die ware kennis van die materie, ten tweede die kennis van die wese van die siele, en ten derde die kennis van die suiwer geestelike. Dit is die 3 ware lewensdae wat ons by u is. En as ek nou teruggaan in die dogter van Sion se bestaan, en ons gaan terug tot 1992, vir maklik 8 of 10 jaar, het ons onsself bevind in dag 1. En eers toe ons die Lorber-boeke kry, en die innerlike geestelike begin leer vanuit Bertha Lorber en die ander boeke wat deur Vader geïnspireer is, het ons toe kennis van die wese van die siel begin kry, en het ons dan later, toe ons die boeke gekry het wat ook deur hom gedikteer is, die Nuwe Bybel, en die weg van die liefde, Yeshua, Yeshua die gesalfde leer die weg na eenheid deur die liefde. Ja, sê, Yeshua die gesalfde leer die weg na eenheid in die liefde. Dit is die hemelse geestelike waarheid wat ons toe ontvang het. En dit het saam amper 30 jaar gevat vir ons as gemeente om hierdie 3 dae af te lê. Baie mense sit nog hier wat nog nie by die 3de dag is nie, party is dalk nog by die 1ste dag. Wat ek nie jou kan kwaadlik neem nie as jy nou net onlangs by ons aangesluit het. Maar jy hoef nie so lank te vat soos wat ons gevat het nie. Jy kan in 'n baie goue korter tyd, kan jy van natuurlike waarheid na geestelike waarheid en dan na hemelse waarheid toe vorder. Want dis waar Yeshua ons wil hê, almal in hemelse waarheid, wat net hy vir jou kan gee.
Die driekoppige, drie-enige God kan dit nie vir jou gee nie. Jammer. Is net nie in staat daartoe. Joshua sê nou vir hom, ag, dit is natuurlik heel wat anders. Daaroor is ek ook heeltemal tevrede met jou. Want in vergelyking is jy nou baie goed tuis. Maar met jou innerlike selfkennis is dit nog nie heeltemal die geval nie. Daarom stam ook die beoordeling wat jy oor my ten beste gegee het, nie heeltemal uit jou diepste innerlike nie. Daar sit nog iets en dit moet jy tog ook uitspreek. Dit is weliswaar 'n baie klein saadjie van 'n twyfel oor my, wat net by tye na vore kom. Maar hierdie saadjie moet ook uit jou verwyder word. Anders begin dit oor 'n rukkie ontkiem, en dan kan in jou hart uitgroei tot 'n bos vol duistere twyfel, wat dan moeilik te verdelg en uit te roei sou wees. Kyk maar eers goed diep in jou hart, dan sal jy die bose twyfelsaadjie wel vind. Simon kyk my en ook alle ander tafelgenote ietwat verbluf aan, dink oor homself na en sê na 'n rukkie, Meester, voorwaar, ek kan soek soos ek maar wil, maar ek vind tog nie so te sê niks nie. Want alle opduikende twyfel oor u, ook al is dit hoe gering, laat ek onmiddellik in rook opgaan, en daar kan nou beslis geen twyfel meer opkom nie. Joshua sê vir hom, en tog, dink net na, jy sal dit wel vind. Simon sê vir hom, Meester, u maak dat ek bang word vir myself. Is ek miskien heel verborge 'n monster? Ek kan doen en dink wat ek maar wil, maar ek vind tog in die verste verte niks wat sou kon lyk na wat u, o Meester, wil wat in my is nie. Waarin en op welke wyse sou ek dan nou nog enige twyfel, of ten minste 'n aanleiding daartoe kon hê? Joshua sê, maar vriend Simon, kyk my eers aan. Sien ek dan werklik so op straf belus en wraaksugtig daaruit, dat jy daarvoor terugdeins om wat jy al so te sê op die punt van jou tong gehad het, nou hardop en openlik uit te spreek? Toe ek dit sê, skrik Simon sigbaar en sê, maar Meester, moet ek dan ook die kleinigheid, waarvan ek dit alleen maar onvanpas vind om dit hardop uit te spreek, ook hardop gesê word? 'n Mens kan immer soveel dink. Ja, hy het selfs eintlik nie eers 'n greep op sy gedagtes nie. 'n Gedagte word ergens vandaan in my hart geblaas en bly dan dikwels 'n tydjie hang. Ten slotte vervaag dit en dan herinner ek my byna nooit weer daaraan nie. En so kan hierdie geringe gedagte van twyfel ook wel ergens vandaan my hart binne gevlieg het, en ek het dit gedink, maar ook dadelik weer verwerp, omdat ek immers duisende oortuigende bewyse daarteen in my kop en hart dra. Bovendien vind ek dit in alle erns ietwat onvanpas om hierdie gedagte hardop uit te spreek. As u, o Meester, egter beslis daarop staan, dan sal ek dit ook graag uitspreek. Beste troue vriende van die Meester, neem egter van my aan, dat ek dit nou alreeds heeltemal verwerp het. So daar is iewers in hom 'n twyfel, kom ons hoor. Die gedagte is egter die volgende: omdat ek nou al sedert my aanwesigheid hier altyd die buitengewoon vroulike en baie lieflike meisie aan die sy van die Meester sien, kom werklik heeltemal van self die belaglike gedagte by my op, of die Meester dalk ook op 'n vrou verlief sou kon wees, ten minste solank hy op hierdie aarde ook in 'n fisiese liggaam rondwandel. Maar wat sou jy in daardie geval dan moet dink van sy volkome suiwer geestelike bestaan? Elohim kan weliswaar al sy skepsels baie suiwer lief hê, maar of hy nogal spesifiek 'n uiters aantreklike mooi meisie nou op aarde ook seksueel kan lief hê,
Die vraag was vir my verstand 'n bietjie moeilik om met 'n ja of nee te beantwoord, hoewel ek my in my hart toeroep. By U kan elke liefde alleen maar in die hoogste graad suiwer wees, ook een wat ons as mense onder mekaar volkome onrein sou noem. Meester, dit is nou wat U my wou laat sê, maar nou is ek gewis klaar met alle saadjies en kiemiekies, en U, o Meester, mag daarvan nou van maak wat U wil. Of sien U goddelike alsiende oog nog iets in my? Mag daar nog ergens iets sit op 'n plek waar ek nie kyk nie? Wys, o Meester, my dan asseblief daarop. Dan sal ek nou dadelik, sonder om te huiwer, daarmee voor 'n dag kom. En dis die einde van die hoofstuk, en ek glo in die volgende hoofstuk word lig gegee oor hierdie verhouding van Yeshua met 'n vrou soos wat ons as aardse mense 'n verhouding met 'n vrou het. En dit is nogal 'n hoek wat die vyand baie gebruik om Yeshua af te takel. Hulle sê hy het deur buite-egtelike gemeenskap wat Miriam met 'n Romein gehad het, selfs in die Talmud staan dat hy met 'n donkie gemeenskap gehad het, gruwelike dinge. En dan sê hulle ook dat hy 'n verhouding gehad het met Maria Magdalena, of Miriam die Migdaliet. En daar is sekere boeke geskryf wat natuurlik als 'n Joodse agtergrond het of 'n Joodse inspirasie. Daar's 'n boek geskryf, Jesus the Man. Ek kan nou die vroumense se naam nie onthou nie, dit is 'n Joodse vrou, waar hulle Yeshua absoluut afbreek dat hy 'n buite-egtelike verhouding met hierdie vrou gehad het. En dat hulle sê hy kinders gehad het, verwekte kinders. Ons is almal sy kinders in die gees. Maar hy het nooit ooit, in die nuwe Openbaring lees ons nooit ooit dat hy op daai terrein enigstens beweeg het nie. Want hy het die hele godheid in homself. En omdat hulle sy godheid afgebreek en afgeskaal het, het hulle nou van hom 'n mens gemaak, sodat sy aanbidwaardigheid daardeur aangetast word. Maar van baie kante af word hy so afgebreek, selfs in ons eie volk, in die regse Israeliet bewegings word dit ook gedoen, om die mense van Yeshua af weg te kry. En dit is die hartseerste, en my ou vriend Nick sit hier en hy gaan dit kan beaam. Niemand gaan by die poorte van die koninkryk in wat nie erken dat Yeshua die hoogste gesag in die hemel is nie. Dit is vir ons duidelik uit Swedenborg uit, duidelik uit Lorber, en dis almal Vader se geïnspireerde woord wat vir ons gebring is, deur Bernardin, deur die Nuwe Bybel, deur die weg na eenheid en die liefde. Alles wentel om Yeshua. Alles. Baie dankie. Ons gaan nou maandag verder.